Die skriflesing vir vanaand, vriende, is uit Lukas hoofstuk 15. Lukas hoofstuk 15, ons gaan die eerste 10 teksverse daarvan saam lees. Dit sal ook op die skerm wees. Lukas hoofstuk 15. Lees ons saam in hierdie aand. Verse 1 tot en met vers 10 asseblief. Lukas hoofstuk 15, verse 1 tot en met vers 10. Daar staan geskrywe, en al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. En ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Net tot sover die skriflesing uit die Here se woord, vriende. Kom ons bid 'n woord saam. Ons aanbid die Here Jesus dat U God is, dat U op die troon sit, dat U ewig is en dat U gemeente bou. Dankie Here dat U vir ons leer dat die poorte van die doderyk dit nie kan oorweldig nie. Ons sien hoe al die helse magte aanstorm teen die kerk, die aanslaap kinders van die Here se lewe. Nou lees ons daar in 1 Johannes 3 vers 8 dat U juis vir hierdie doel verskyn het om die magte van die vyand, die duiwel te verbreek. Ons aanbid die Here dat ons in die oorwinnaar se span is, dat ons deel van sy liggaam hier op aarde kan wees, en dat daar vir ons in die woord staan, dat ons deur hom en in hom meer as 'n oorwinnaar kan wees. En dis dan vanaand in daardie oorwinningskrag dat ons voor U staan, met die wete dat ons op U skouers staan. Ons is soos die Petrus van ouds, wat as ons op ons eie vermoëns staat maak, sink wanneer die storms aankom in ons. Maar dis wanneer U vir ons sê kom, dat ons op grond van U woord vanaand kan staan. Dankie dat ons as kinders van die Here voor U kan buig, ons wil U naam groot maak, ons aanbid die Here dat U vir ons U woord stuur, dat U deur die Gees van God werk en weet hoe om te werk, en van sitplek tot sitplek kan beweeg, en U kan doen, Here, wat U woord beveel het om te doen. Ons aanbid U dat ons saam kan wees so om dit te kan aanskou. Maar ons wil ons kerk opnuut, ons kerk se taak en roeping as evangeliedraer, as 'n lig en 'n oase, 'n lighuis in hierdie duistere wêreld opnuut weer na U toe bring en dit voor U beklemtoon, dat U ons met 'n stigtingsverklaring in die lewe geroep het, en dat ons by daardie stigtingsverklaring wil bly. En dit is om die evangelie aan die ganse mensdom te verkondig, en 'n tuiste te wees vir kinders van God. Doen dit vir ons ook vanaand, Here, en bevestig dit opnuut weer ook in ons harte. Dankie dat ons kan leer, dat mense wat tot bekering kom, 'n beroering in die hemel veroorsaak. Daar's blydskap in die hemel oor een siel wat tot bekering kom. Help ons om in U plan in te koop, om ons hele wese in lyn te bring met U doel en U droom vir die kerk en kinders van die Here, en dat ons kan doen dit wat U van ons verwag. Verheerlik U self, en dit bid ek in Jesus se naam met dank. Amen.
Die teks in oordenking is 2 teksverse, vriende, vers 7, waar Jesus sê, ek sê vir julle, daar sal net so blydskap sal daar wees in die hemel, verskoon tog, oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges, wat die bekering nie nodig het. En dan ook vers 10, so sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God, oor een sondaar wat hom bekeer. En dis die tema, net so uit die woord van God uit, blydskap in die hemel. Blydskap in die hemel. Nou die gedeelte wat ons saam gelees het, die hele Lukas 15, gaan eintlik oor 3 gelykenisse wat Jesus vertel het. Daar word daarvan melding gemaak in Lukas 15, en elkeen van hulle vertel eintlik maar presies dieselfde verhaal. En elkeen van hierdie 3 gelykenisse het iemand iets verloor, en hy het dit teruggevind, en daar was absolute ongekende blydskap om dit te kon terugkry. Ons het gelees in die eerste gedeelte hier van vers 1 af, van 'n boer wat 100 skape gehad het, en hy het een van hierdie skape verloor, en hy het dit teruggekry. En dan sê die woord, met blydskap sit hy dit terug op sy skouers, toe hy die een skapie wat verlore geraak het, teruggekry het. Dan het ons gelees van 'n vrou wat 10 pennings gehad het, en een van haar pennings het verloor, en sy het sorgvuldig haar huis skoongemaak en uitgevee, totdat sy daai een verlore penning gekry het, en natuurlik sê die woord, ook die blydskap wat sy gehad het, om daai verlore penning terug te kry. En dan die derde gelykenis, ons het dit nie gelees vanaand nie, maar ons almal ken dit. Dis natuurlik die gelykenis van die verlore seun, en dit vertel die verhaal van 'n pa wat 2 seuns gehad het, en een seun het eendag by sy pa gekom en gesê, dat hy al sy besittings soek, en hy het 'n draai in die vreemde land gaan maak, soveel so dat sy pa gedink het, hy is dood. En die absolute blydskap van hierdie pa, toe hy sy seun teruggekry het. En ons kan vra, maar wat sou die rede wees, hoekom Jesus hierdie 3 gelykenisse vertel het? Wel, die rede word vir ons baie duidelik uitgestippel, daar in Lukas 15 vers 1 en 2, daar staan geskrywe, die rede hoekom Jesus hierdie gelykenis gegee het, staan, al die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Dis die rede hoekom Jesus toe hierdie 3 gelykenisse vertel het. Die woorde dat Jesus Christus homself met sondaars vereenselwig, dat hy met hulle gemeng het, dat hy sondaars ontvang het. Dit was Jesus Christus se gewoonte gewees om met sondaars te meng. Ons het daar in Matteus 11 vers 19 gelees, die seun van die mens, of verskoon, ons lees daar in Matteus 11, 19, die seun van die mens het gekom, hy eet en drink en hulle sê, daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, verwysende na die Here Jesus, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Dit was nog altyd sondaars gewees, wat die hoofrede was waarom die Here Jesus Christus aarde toe gekom het. Ek lees in 1 Timoteus 1 vers 15 hierdie woorde, waar Paulus sê, dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. En dan hierdie woorde, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. Dit was sy doel. In Romeine 5 vers 8 staan daar, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons sondaars was. Liewe vriende, dank vanaand God, dat hy aarde toe gekom het na mense wat die geneesheer nodig het. Ons as sondaars, terwyl die Here Jesus met sondaars gemeng het, onder hulle beweeg het, sê die woord, het hulle graag na hom geluister. Terwyl hulle na hom geluister het die godsdienstige elite, dis nou die fariseërs en die skrifgeleerders, hulle het die sondaars verwerp. Terwyl Jesus hulle bymekaar hark om hulle te red, het die godsdienstige mense van Jesus se tyd hulle eerder verwerp. Hulle het neergekyk op sondaars. Hulle het 'n oordeel gevel op hierdie sondaars. Hulle het ewig krities gestaan teenoor sondaar mense.
Kyk hoe het een fariseer sy mond uitgespoel teenoor 'n sondaar mens in Lukas 18 vers 11 en 12. Kyk hoe bid die fariseer in vers 11. O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers of soos hierdie tollenaar wat daar agter in die kerk staan nie. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee tiendes van alles wat ek verkry. Ons sien selfs in hierdie verhaal hoe die fariseërs afgekyk het, neergekyk het op sondaars. En die rede hoekom Jesus hierdie gelykenisse vertel het, is om eintlik nou aan te toon, hoewel daar godsdienstige mense is op die aarde, wat sondaars verag, wat neerkyk op sondaars, wat hulle sien as onregverdiges, as rowers, is dit nie beslis die gesindheid wat God of die Here Jesus gehad het met sondaars nie. Daar heers 'n totale ander gesindheid in die hemel vir sondaar mense. Iets in die hemel gebeur wanneer 'n sondaar gered word, uitbundige blydskap in die hemel. Vriende, slaan vir 'n oomblik saam met my jou oë op tot in die hemelse sale en aanskou vir 'n oomblik deur die venster van God in die hemel, waar God vir ons die hemel so vir 'n oomblik oopmaak om binne in die hemel in te kyk en sien vanaand saam met my die heerlike dag wanneer sondaars gered word in die hemel. Sien saam met my vanaand die buitengewone blydskap, die jubelsang wat verander wanneer een sondaar gered word. Die woord sê vir ons in Jesaja 6 vers 8 van 1 tot 8 dat die serafs van God 24 uur van die dag uitroep: Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Permanent is daar die sang van engele wat God se heiligheid besing. Maar bo op hierdie aanbiddingssang, terwyl die lof van God in Christus besing word, is daar telkens 'n geleentheid in die hemel waar die engele in besonderse blydskap uitbars. Wanneer die hemelse harpiste ontlok daar self nog groter ander musiek uit hulle goue harpe uit en die engele sing nog hoër note. Ek sê, Jesus vertel vir ons van die ongekende blydskap wat daar in die hemele is wanneer een sondaar gered word. Dis vanaand die tema en ons behoort daarby in te koop. En ek wil weer eens 3 gedagtes in die middel laat. Die eerste vanaand, die oorsaak van die hemelse blydskap. Wat veroorsaak hierdie blydskap in die hemele? Vers 7 en vers 10 sê, ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. Vers 10, so sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Die Suid-Afrikaanse familierestaurant is die Spur. En baie van ons, hopelik almal, het al 'n draai by die Spur gemaak. En wanneer jy jouself in die Spur restaurant bevind, sal jy agterkom, daar is maar altyd 'n rumoer binne in hierdie restaurant. Mense verkeer gesellig, die kindertjies hardloop op en af, op pad na die speelarea toe en van die speelarea af. Afhangende van waar jy in hierdie groot restaurant sit, kan jy hoor dalk hoe daar kos voorberei word in die kombuisarea. Jy sien hoe kelners en kelnerinne beweeg op en af in die gange, gereed om die hongerbehoeftes van hulle kliënte te voorsien. Jy sien hoe mense opstaan en die restaurant verlaat, en ander weer wat inkom en 'n sitplek by 'n tafel inneem. En soms gebeur dit terwyl jy nog sit en eet. Dan word al die kelners en kelnerinne bymekaar geroep. En die volgende oomblik sentreer die hele fokus van hierdie restaurant se aandag rondom een gesin by een tafel. En daar is ewe skielik handeklap en sang, 'n spesiale lied wat gesing word, 'n flikkerende spakel wat binne in 'n roomhuis staande gemaak word en dit word vir iemand spesiaals oorhandig. Hoekom word die hele restaurant se aandag vir 'n oomblik gesentreer rondom een gesin en een tafel?
Hoekom kom die hele restaurant as te ware tot stilstand? Ander kliënte kan wag langer op hulle kos, want die kelnerin is vir 'n oomblik nie daar nie. Daar's iemand wat verjaar, en die restaurant vier daardie persoon se verjaarsdag. In dieselfde asem, broers en susters, kom die hemel in beroering. Die hemel kom tot stilstand, daar's 'n uitbars in gejubel. Elke keer hoor die woord sê, as een sondaar tot bekering kom, as een persoon wegdraai van sy verkeerde weg, as een persoon na God toe draai, en let op, die Bybel sê, daar's 'n beroering in die hemel slegs oor een sondaar wat gered word. Wat dink u sal die blydskap wees oor honderde mense wat op 'n oomblik gered word? Miskien duisende mense wat op 'n oomblik hulle self tot God bekeer. Miskien onbeskryflik. Jesus sê, God stel in een sondaar belang, en daar's blydskap in die hemel wanneer een sondaar tot bekering kom. Daar's 'n stilstand in die hemel. Dit word direk gevolg deur die uitbundige lofprysing teenoor God. Die engele is bly onder mekaar, sê die woord. Hulle is bly, en ook God is bly. Die Amplified vertaling van Lukas 15 vers 10 sê, even so I tell you, there is joy among the angels and in the presence of God over one, especially one wicked person who repents. God juig, die Vader juig, is nie net die engele wat bly is nie, God die Vader juig, want daar's 'n verlore mens wat omgedraai het van die verkeerde wêreld, van die land waarin hy homself gaan vestig het. Hy soos 'n bekwame vakman nou die geleentheid gegee om wedergeboorte te skenk aan hierdie persoon wat omgedraai het. Jy lees in Sefanja 3 vers 17, die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Ons het nou nie vanaand die derde gelykenis vir mekaar gelees nie. Maar die derde gelykenis, dis Lukas 15 vers 11 tot 32, vertel die verhaal van die verlore seun, die een seun wat weggegaan het, teruggekom het, en dan die implikasie van 'n vaderhart wat met oop arms oop staan. Dit verwys natuurlik na God die Vader se hart vir verlorenes. En ek hou graag aan jou voor Lukas 15 vers 23, wat sê hoe God bly word. Kyk wat doen die Vader, bring die vetgemaakte kalf en slag dit, laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun wat was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange. En dan vers 32, nadat die pa nou die boetie gaan roep het so in die veld, staan daar, ons, sê die vader vir die ander boetie, ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind. God die Vader is bly. Daar's blydskap nie net by engele nie, maar by die hemelse Vader oor een siel wat tot bekering kom. Die Here Jesus vertel van sy eie lewe, toe hy verwys na die skaap wat verlore is, die 99 wat gevind, wat regverdig was, en hierdie boer wat soek om daai een skaapie te kry. Natuurlik verwys hy na homself. In vers 5 het ons gelees, as hy dit kry, sit hy met blydskap op sy skouers, en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Die oorsaak van hemelse blydskap is bekering, liewe vriende. Elke sondaar wat hom of haar tot die lewende God bekeer, veroorsaak 'n opskudding in die hemelse sale. Liewe vriende, waarom is daar ongekende blydskap, spesifiek deur die engele van God? Is dit dalk omdat die engele net soos God simpatie het vir sondaars? Is dit dalk omdat hulle God se hart vir verlorenes ken? Is dit dalk omdat hulle die aakligheid van die hel en die Satan onthou, toe God hom uit die hemel uitgewerp het? Is dit omdat hulle dalk al die heerlikheid van God sien en besing in die hemelsale, en hulle weet wat wag op elke persoon wat tot bekering kom? Dis immers hulle woonplek. Is dit die rede hoekom hulle so bly is? My broer en suster, ek verseker u,
dat wanneer 'n sondaar hier op die aarde tot bekering kom en sê, o God, wees my sondaar genadig, en sy naam in die boek van die lewe opgeteken word, dan sien die engele van God dit, en sê die woord, hulle juig met blydskap. Die dag toe jy tot bekering gekom het, wat ook al die datum was, kan jy verseker weet, daar was 'n opskudding in die hemel gewees. Die engele kore het met ongekende blydskap gesing oor een sondaar wat tot bekering gekom het. Kan jy verstaan wat gebeur wanneer mense iemand na die Here toe lei? Dis die boodskap as kinders van God, om saam met die engele te juig en 'n opskudding in die hemel te veroorsaak, ongekende blydskap. Die tweede wat ek onder die aandag wil bring is die soeke wat hierdie hemelse blydskap voorafgaan. Jy lees in vers 4, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. Of watter vrou, vers 8, wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En dan vers 9 sê, as sy dit kry. Ons kan onsself afvra, hoekom het die Here Jesus dan aarde toe gekom? Hoekom het hy met sondaars gemeng, met hulle geëet? Hoekom het hy toegelaat dat die fariseërs 'n klad op sy naam bring? Waarom is die Here Jesus Christus aarde toe? En is daar oor sy doen en late deur die geestelike elite gemurmureer? Hoekom word hy 'n vriend van die sondaars genoem? Want die Seun van God het een doel voor oë. En dit, liewe vriende, is om die hemelse blydskap in die hemel te aktiveer. Hy het gekom, sê die woord, om te soek, sondaars te soek en hulle te red. Miskien het hy gesien hoe die engele gejuig het toe 'n Ou Testamentiese heilige tot bekering gekom het, ons weet nie. Miskien het hy gesien hoe God die werk van wedergeboorte doen en gesien die blydskap in God die Vader se hart. Hy was daar. Hy het gesien hoe die engele juig oor een sondaar wat tot bekering kom. Miskien was dit God of die Here Jesus se beweegrede om sorgvuldig aarde toe te kom en te soek en aan te hou soek die wat verlore is. God deel in die woord sy doel oor waarom hy aarde toe gekom het. Hoekom hy met sondaars gemeng het. Daar in Lukas 19 vers 10, die Seun van die mens het gekom om te soek. Vers Matteus 18:11, die Seun van die mens het gekom om te red. Matteus 9:13, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. 1 Timoteus 1 vers 15, net die ingekleurde gedeelte sê, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. Johannes 3 vers 17 sê, God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy sê in Johannes 12, en ek het as 'n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo nie in die duisternis sou wees nie. En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Van die begin af was dit nog die plan, die visie en die missie van Jesus Christus, om homself met sondaars te vereenselwig. Soos 'n skaapherder kom Jesus aarde toe, om daai verlore skapies te soek, om daai verlore enetjie wat nog nie gered is nie tot bekering oor te haal. 99 uit 100 skape is vir Jesus Christus nie genoeg nie. Hy soek almal, sê die woord. Soos 'n penningmeester soek die Here Jesus daar die een verlore penning. Al is 9 gevind, hy stel in almal belang. Soos die verlore seun se pa, is die Here Jesus nie net tevrede met die wat hom reeds jare dien nie. Sy oë is voortdurend op die horisonne van die wêreld. En wanneer hy een sondaar sien afdraai van sy of haar verkeerde weg, gaan die Here Jesus hom of haar tegemoet en red hom of haar.
Jesus se lewenstaak en roeping, ons verlosser, se taak was om mense te red en te soek om hulle te red. Maar hy het dit nie net self gedoen nie. Hy het hierdie soeke na siele, toe hy opvaar in die hemel, vir ons agtergelaat. En hy het gesê dat ons ook daardie soeke sal hê na verlore siele. Ons as kinders van God word deur homself opgekommandeer om hierdie ongekende blydskap in die hemel te aktiveer. In Markus 16 vers 15 staan daai woorde: gaan die wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. In die Ou Testament is dit daar die versigtiging: red die wat na die dood gesleep word en die wat na die slagbank wankel, hou hulle tog terug. Paulus skryf van hierdie dwang wat hom opgelê is, en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. Jesus Christus het gesê vir kinders van God dat ons oë moet opslaan en aanskou die lande, dat hulle wit is vir die oes. Dit is die boodskap wat ons het. Dit is die boodskap wat God aan ons kerk toevertrou het, vriende. Dit is die woord van God wat kinders van God in hulle hart moet hê. En dit is dat God sondaars liefhet, dat God homself met sondaars vereenselwig, dat hy bemoeienis maak met sondaars. Sy uitsluitlike doel met sondaars is dat hulle tot bekering sal kom en dat die hemelse sale met engele kore van blydskap gevul sal word. Hy stel aan almal belang, soos Handelinge 17 vers 30 sê, God het die tye van onkunde oorgesien en hoor mooi, verkondig nou aan al die mense, oral, dat hulle moet bekeer. 2 Petrus 3 vers 9 sê, dat God lankmoedig is oor ons is, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dit was nog altyd die Here Jesus se motief om sondaars te red, om hulle te verlos van die mag van die bose. Hy is lankmoedig, vriende, om vir mense 'n kans te gee. En die bonus daarby is, wanneer iemand gered word, bars die hemel in blydskap uit. Hoeveel te meer moet ons as kinders van God inkom en inval, inpas by die motief van die Here Jesus Christus. Moet ons sy motief, sy droom, ons lewensroeping maak. Kan ons nie maar opnuut in ons menslike poging die evangelie verkondig nie. Kan ons nie maar gaan soek soos hy soek en nie tevrede wees met 99 wat gered is nie. Die verlorenes almal soek nie. Kan ons nie ook maar 'n hemelse oproer in die hemel veroorsaak nie. Kom ons deel in die werk van die evangelie. En ons trek die evangelie tou hier op aarde van die klok van God in die hemel. En die oomblik as iemand tot bekering kom, word daai tou getrek en in die hemelsale kom die boodskap deur en dit vul die hemel met blydskap wanneer iemand gered word. Daar's 'n ou haleluja lied wat sê: kom aan krygsgesante, laat ons voorwaarts gaan. Die laaste vanaand wat ek onder die aandag wil bring, gaan oor die aardse blydskap teenoor die hemelse blydskap. Jesus het twee blydskappe met mekaar gekontrasteer. Hy het na twee verwys. Hy het verwys na 'n vrou wat 'n penning verloor het, en 'n skaap wat verlore was, en 'n boer wat opgewonde was. Dan sê hy, soos wat hulle bly is, net so sal daar blydskap wees. Ons moet vir 'n oomblik ook verwys na die aardse blydskap. In Lukas 15 vers 5 het ons daai woorde gelees. Dis 'n aardse boer. Hy het sy skaapie teruggekry en dan staan daar, hy sit dit met blydskap op sy skouers. En hy roep sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: wees saam met my bly. Saam met my bly. Ek het my skaap gekry wat verlore was. Vers 9 praat van die penning wat gevind is. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê: wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. Ons moet tog vrolik en bly wees, sê die aardse pa vir sy seun, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind. Die boodskap gaan oor hemelse blydskap. En ons het eintlik nou uitsluitlik oor hierdie hemelse blydskap gepraat. Die hemele wat in beroering kom oor een sondaar wat tot bekering kom.
Maar daar is nie net hemelse blydskap nie. Jesus sê ook, daar's aardse blydskap. Jesus het eintlik na die aardse blydskap verwys. Hy het eers daarna verwys en gesê, soos wat daar aardse blydskap is daar ook hemelse blydskap. Kom ons fokus vir 'n oomblik net op die aardse blydskap en ek wil so 1 of 2 dinge net daar ook vir ons noem. Dis nie net die hemel wat in beroering kom nie. Wanneer 'n sondaar tot bekering kom, is daar innerlike blydskap in homself. Dis nie die hemel wat in blydskap uitbars nie. Daar's op aarde fisiese blydskap wat ons kan sien op die gesigte van mense. Hierdie skaapboer is hartroerend as hy sê, ek het my skaap teruggekry, en hy roep sy vriende bymekaar, hy's in blydskap op aarde. Daai penningmeester, sy roep haar vriendin en sê by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, ek het hierdie penning gekry wat verlore is. Die verlore seun se pa wat sy huismense bymekaar roep en sê, maak die vetgemaakte kalf gereed. Ons moet vrolik wees, ons moet bly wees. Hierdie seun was verlore en is gevind. Liewe vriende, daar is ongekende blydskap ook op aarde oor een sondaar wat hom of haar tot God bekeer. Die eerste een is die sondaar self. Dis die verligting van God oor jou as sondaar wat gered word. Wanneer God jou nuut maak, dis 'n blye dag, sê Halleluja, Lied 305 vir ons. Dis 'n blye dag waarop my siel deur Jesus bloed gereinig is. En dan daai tweede reeltjie, ek juig. Terwyl ek dankbaar kniel voor Jesus wat my redder is. Die koorgedeelte sê, dis die einde van my sondenag. Die Heiland leer my bid en waak. En dan die vreugde van die lewe proe ek smaak dit. Die einde van my sondenag. Die tweede versie, die laaste reeltjie sê, met lus kan ek sy naam bely. Daar's ongekende blydskap vir die sondaar self wat tot bekering gekom het hier op die aarde. Dis soos die psalmis sê in Psalm 66 vers 16. Kom, luister, laat my vertel, julle almal wat God vrees, wat hy aan my siel gedoen het. Vir die mens wat vasgevang is in die kloue van die Satan. Vir hom wat die ervaring kry van die helse bande wat gebreek word. Hom wat 'n nuwe mens word. Hy wat 'n huisgenoot van God word, wat weergebore word. Hy wat deur God regverdig verklaar word. Hy wat daai ongekende vrede van God het in sy binneste, vriende. 'n Innerlike vrede met jouself. Hy is in sy hart opgebly. Verbly. O, wat 'n vreugde, heerlik en rein. Smaak ek sy vrede in my gemoed. So, die persoon self wat tot bekering kom, sing 'n blydskapslied in sy hart, want hy's omgedop. Maar daar's ook ander mense rondom jou wat tot bekering gekom het wat bly is. Dis nie net jy wat bly is nie, daar's ook blydskap wat ander beleef. Ander kinders van God het geroep dat jy gered word. Het dalk halfnagte van gebed gehad, soos Dominee Brian Greef se getuienis ons leer, waar hulle een aand net vir sy redding gebid het, en die vreugde van 'n gemeente in Alberton, wat sê, o God, dankie, dat u sy siel gered het. Dis ander kinders van God wat saam met jou bly wees. Jou familie is bly. Ek hou aan jou voor Lukas 15 vers 32, waar die pa verskriklik bly is. Hy sê vir sy seun, ons moet tog vrolik en bly wees. Hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind. Die enigste mense wat nie bly is, dat 'n sondaar tot bekering kom nie, het ons gelees van 2 groepe mense. Hulle haat sondaars. Hulle kyk af op sondaars. En dit was die ongeredde godsdienstige mense, wat die geneesheer nie nodig het nie. Hulle het dit nie verstaan nie. Hulle was self nog in hulle sonde. Ons lees daarvan in Lukas 15 vers 1 en 2. Die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Jesus Christus nooi sondaars in. Die fariseërs verwerp hulle. Mense kom luister en hang aan die lippe van die Here Jesus, want hy het aangename woorde, hy bring die evangelie vir hulle. Maar die las wat die fariseërs op hulle is, lê is swaar.
Die rede waarom die Here Jesus hierdie gelykenis vertel het, is omdat daar mense is in die samelewing wat gegrief is, wat nie 'n plek het vir sondaars nie. Wat so godsdienstig geword het, dat hulle die hart van God vir verlorenes verloor het. Hulle heg geen waarde aan 'n sondaar nie. En ons het sopas gehoor, dat in die hemele kom daar 'n beroering oor een sondaar wat tot bekering kom. Dis die hart van God om mense te red. Jesus Christus het gekom vir sondaars. En dan was daar nog 'n persoon wat nie bly was oor die redding van 'n ander persoon nie. En dis natuurlik daai verlore seun se broer. Jy het van hom gelees daar in Lukas 15 vers 28. Hy was nie bly oor sy broer wat teruggekom het. Sy pa sê hy was verlore, hy's gevind, en daai broer staan daar in vers 28. Hy het kwaad geword en wou nie ingaan nie. Sy vader gaan ook na hom toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê, Vader, kyk, ek dien u al so baie jare. Ek het nooit u gebod oortree en u het vir my nooit 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Sien, hy wou op die aarde vrolik wees, maar ons praat hier van die hemelse vrolikheid. Maar toe hierdie seun van u kom sê in vers 30, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Ek dien nie al soveel jare. Kinders van die Here, wat die Here soveel jare dien, wat neerkyk, afkyk op sondaars, wat amper vir hulle nie 'n plek gee nie, en hulle gaan soek nie. Wat 'n voorreg, vriende, om te deel in die hemelse lied, om 'n belang te hê in die hemel, om naarstagtelik saam met Jesus na sondaars te soek. Dit is ons taak. Dis die kerk se taak, om 'n plek te wees waar verlorenes met God kan versoen. Dis die roeping, een van die hooftake van die kerk, is die evangelisering van die hele wêreld. Kan ons nie maar reageer op die roepstem van 'n man wat eendag 'n groot maaltyd gehad het, lees ons van in die Bybel nie. Sal ons nie vandag daardie dienskneg wees, toe daai man 'n maaltyd hou en hy nooi die genooides, en die genooides het nie een opgedaag nie. En toe sê hy vir sy diensknegte, gaan gou uit in die strate en in die gangetjies van die stad, en bring die armes en die verminktes en die krepeles en die blindes hierin. En die dienskneg het gesê, meneer, wat u beveel het, is gedoen, daar is nog plek. Toe sê die Heer vir die dienskneg, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Ek sluit af, vriende, kinders van die Here, wat God dien. Daar is vir ons 'n ongekende hemelse blydskap. Ons leer van 'n hemelse beroering in die hemelse paleise, wanneer een sondaar tot bekering gekom het. Ek en u het vanaand as kind van God 'n belang in die hemel. Ons het 'n invloed, ons het 'n impak voor die God seuns, die geskape wesens in die blydskap in die hemel. Die vraag vanaand is, het ek nog sondaars lief? Kan ek vanaand my met ongeredde mense vereenselwig? Of as ek 'n fariseer wat bietjie anders kyk na slegte sondaar mense? Dat ek met my menslike oë na hulle kyk en haatlik na hulle kyk? Kyk ek anders na sondaars as kinders van die Here? Is ek die fariseer wat ander mense wat hulle soek in die lanings ingaan, sê maar dit hoort nie so nie? Vel ek 'n oordeel oor sondaars sonder om 'n daadwerklike poging aan te wend om hulle aan die Here Jesus Christus voor te stel? Elke kind van God, hoe lyk my evangelisasie poging en my belang om blydskap in die hemel te aktiveer? Kan ek die Here vir hierdie jaar wat voorlê vertrou vir 'n sieleoes, 'n persoonlike sieleoes vir myself? Miskien daar by my werk tussen my kollegas, dat ek die Here vertrou en sê, Here,
Ek sien die sondaars. Hou hulle terug en ek gaan hulle soek. Red hulle wat na die slagbank wankel. Miskien die Here vertrou vir 'n sieleoes in my familie, my vriendekring, daar by my huis. Kan ons die Here vashou vir die redding van verlorenes. Dis sy wil, dis sy taak, dis sy groot roeping gewees. Hy het gekom vir jou en my, toe ons sondaars was, toe ons verlore was, het hy sy hemelse paleis verlaat, die regverdiges verlaat, en uitgereik na jou en my toe. Sy oë op die horisonne gesit, sodat ek en jy kan sê, o God, wees my genadig, en hy het redding na ons toe gebring. Dis vanaand sy wil om sondaars te red. En dis my gebed dat kinders van God in hierdie jaar wat voorlê, hulle hand en hulle mond en hulle beurs tot God se beskikking sal stel. Hulle gebede tot God se beskikking om die hemelse blydskap in die hemel te aktiveer. Doen dit vir God. Ons bid saam. Here, dankie vir u woord vanaand. Ons leer van hemelse blydskap. In die dag toe ek tot bekering gekom het en toe u my kom gered het, is ek maar net bly dat die engele ook gejuig het oor my as sondaar wat by u uitgekom het. Wat 'n voorreg, wat 'n vooruitsig om te weet, Here, dat die hemel tot stilstand gekom het, dat daar 'n gesindheid geheers het in die engele se hart om van blydskap uit te bars. Here, dat daar in u as Vader 'n hart was om te sê, ons moet tog bly en vrolik wees. Hierdie kind was verlore en hy's gevind. Daar was blydskap in die Here Jesus se hart toe hy hierdie verlore skapie na sy Vader se huis toe kan bring en hy sy vriende bymekaar hark en vir hulle sê, ons moet bly wees. Het nog een ingekom. Ons lewe in die laaste dae van hierdie aarde. Miskien is die ark van God vir 'n geruime tyd nog oop. En terwyl u genade ark se deur oop is, het ons die verantwoordelikheid as kinders van God om nie soos die fariseërs en die verlore seun se broer wat hy al soveel jare gedien het, om nie soos hulle, Here, een kant toe te staan en neer te kyk op sondaars nie. Ja, u naam het is in skade gebring toe hulle teen u gesê het, maar u is 'n wynsuiper, u is 'n slegte mens. Maar het nie verstaan waarvoor u gekom het nie, want hulle het u sê u nie nodig gehad nie. U het gekom vir hulle wat u nodig het. En in die skaduwee van hierdie kerk is daar hordes mense wat u nodig het. By my werk, in my familie, is daar baie mense wat u nodig het. Wek in my hart die soeker siel, die soeker mentaliteit om 'n siel te soek. Om nie op te hou nie, om nie te sê ek is tevrede met die helfte van my familie wat gered is of die helfte van my werkskollegas nie. Ons wil almal inbring. Ons wil die hele oes inbring. Ons wil vra dat u met die Heilige Gees die gerf sal insteek en 'n oes sal inbring en gebruik ons. Gebruik my geringe woorde. Gebruik my geringe aksies. Miskien net 'n gebed in 'n huis. Om u hemel, u woonplek, u goddelike woonplek in beroering te bring. Ek dank die Here vir ongekende blydskap tussen mense op aarde. 'n Pa wat vasgevang is in alkohol en in 'n oomblik red God hom. In 'n oomblik verander God sy lot. Die blydskap in daai familie. Die herstel in die huwelik. Die herstel in 'n pa wat 'n priester is vir sy gesin. Dis wat u kan doen, Here. Ons soek u vir dit vir hierdie jaar. Gebruik my 'n geringe poging. Help my om te deel in hierdie hemelse blydskap. En dit bid ek in Jesus se naam met dank. Amen.